Hierdie boodskap na toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se skriflesing kom uit Prediker 2 verse 24 en 25. Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit 'n gawe uit die hand van God is. Wie kan eet, wie kan geniet as hy dit nie moontlik maak nie? Vandag se boodskap is getiteld Werk is 'n gawe. Die Bybel leer ons dat werk 'n opdrag van God is. As ons ook daarna kyk in die Bybel, sien ons dat as gevolg van Adam en Eva se ongehoorsaamheid, God gesê het dat hulle, sowel as ons vandag, ons hele lewe lank hard sou moes werk om 'n bestaan te maak. En tog ervaar die mens vreugde in arbeid as 'n gawe van God. Alles wat ons ontvang en geniet, is 'n gawe uit die hand van God. Die Prediker leer ons verder dat werk blydskap bring. God gee aan die mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dis 'n gawe van God. So 'n mens dink skaars oor na wat in sy lewe gebeur. So vol is hy van die blydskap wat God gee. En werk is 'n gawe van God waaroor ons dankbaar moet wees. Ons lees in Deuteronomium 8 vers 10 staan dat telkens wanneer jy genoeg geëet het, moet jy die Here jou God dank vir hierdie goeie land wat hy aan jou gegee het. Jesus self leer ons egter oor die belangrikste werk waaroor ons hier op aarde is. Jesus sê daar in Matteus 6 vers 33, nee, beywer julle alleeers vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Werk is 'n gawe, nie 'n straf nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die gawe van werk. Here, gee ook so dat my dagtaak nie so belangrik word dat ek vergeet om my eers tot u koninkryk te beywer en om u wil te doen nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. As u soortgelyke boodskappe wil ontvang maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.